Goeiedag liefde, ek hoop hierdie week het jy werklik God se vrede ervaar. Nou hierdie week het ons het nogal stadig geloop. Dit was die uitnodiging om nie gejaag te wees nie. Om nie noodwendig alles te probeer verduidelik of te verstaan of reg te maak nie. Ek praat oor ons gebedstyd. Die uitnodiging was om terug te keer na die voete van die Vader. Nou, ons het gesien, dit is juist hier daar by die voete van die Vader waar ons stil word, waar ons harte gevorm word, waar ons herinner word aan God se beloftes. Dis by sy voete waar ons ook krag ontvang om gehoorsaam te wees. Nou vandag kyk ons na iets wat alles eintlik net by mekaar hou. En dis hierdie baie belangrike woord. Daai woord is volharding. Jy sien, gehoorsaamheid is selde 'n eenmalige besluit. Dis 'n daaglikse keuse om aan te hou, om te bly volhard. Nou die skrywer van Hebreërs sê dit wel so mooi in hoofstuk 12 vers 1 tot 2. Laat ons elke las afgooi en die sonde wat ons so maklik verstrik en met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, terwyl ons oog gefestig hou op Jesus. Geliefde, let op waarin ons moet kyk, die uitnodiging. Die uitnodiging is om weg te kyk van onsself. Ons moet nie kyk na onsself nie. Ons moet nie kyk na ons foute nie. Nie na hoe ver ons al gevorder het ook nie. Ons moet al daai dinge los. Ons moet ons oog gefestig hou op Jesus. Nou volharding is nie selfmotivering nie, dis eintlik maar 'n fokus. Wanneer ons by die voete van die Vader bly, leer ons om nie moed op te gee wanneer dinge te stadig vorder nie, wanneer dinge nie gebeur teen die tempo wat ons graag wil hê moet gebeur nie. Paulus kom herinner om vir ons in Galasiërs 6 vers 9 van die volgende, hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes as ons nie verslap nie. Nou daai is 'n belofte, maar daai belofte vra volharding. En God se uitnodiging is nie probeer harder of hou net langer uit nie. Nee, sy uitnodiging is eenvoudiger en tog soveel dieper. Hy sê, bly net naby. Bly by sy voete, bly in sy teenwoordigheid, bly gefokus, dis wat die skrywer sê in Hebreërs, bly gefokus op Jesus Christus. Volharding word nie gebou deur ons wilskrag nie, dit word gebou deur verhouding. Ek dink dis waar ons baie keer die fout maak. Ons dink ons kan. So dit gebeur nie deur hoe ons jaag nie en deur hoe hard ons druk nie, maar deur te leer hoe om aan te hou te bly by Jesus. Nou ek wil ook net sommer sê dankie vir elkeen van julle wat hierdie week saam met ons beweeg het en saam met ons gehardloop en ons sien so uit na môre waar ek hierdie boodskapies van die week gaan saamvat en net gesels oor waar intimiteit werklik gebore word en van beleef myself, Lizelle, Maurice en Caleb, ons is lief vir julle, ons gee om vir julle en dankie dat julle saam met ons hardloop, ons waardeer julle. Skakel gerus môre in 9:00 op hierdie platform vir die boodskap wat alles van hierdie week weer saamvat oor intimiteit. Ek sien uit om julle daar te sien, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so dankie vir u genade oor ons lewens. Here, dankie dat wanneer ons lewens plaas in u hande en ons vertrou u met dit, dan beleef ons vrede. Ja, daar is steeds dinge wat kan druk en storms wat kom, dit sal nooit verander nie, maar Here, in daai storms, wanneer ons by u is daar 'n rustigheid wat alle verstand te bowe gaan. En vandag bring ek alle mense wat spanning beleef, angstigheid beleef, onsekerheid beleef, voel asof hulle nie die durf en die wilskrag het om gehoorsaam te leef. Here, dan bid ek dat hierdie week se oordeenkings en hierdie eenvoudige gebed hulle en myself sal help om sterk te staan voor u. Nie sterk te staan voor u nie, maar sterk te staan want ons is by u. Vader, is juist by u waar ons kan kwesbaar wees en waar ons swakheid kan gemanifesteer word en ons werklik kan uitroep en soos Paulus sê, in my swakheid word u krag perfek gemaak. Here, dis vandag my gebed, dat ons lewens bring in hulle volheid, met die goed en die sleg en die moeilik en die dinge wat ons voel wat ons aftrek. Here, ons kom vandag na u toe en ons vra dat u ons net sal hou en vir ons vrede sal gee wat alle verstand te bowe sal gaan. Here, ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ons sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.